Baie welkom almal hier vanmôre. Ons eerste volle erediens in 6 maande. Ons onbron van vreugde om hier van mekaar te kan wees. Net 'n paar dingetjies wat ek net gaan onthou. Ons vra maar dat almal reg teen die diens hulle maskers ophou. Hou ook maar die sosiale afstand tussen verskillende gesinne. En ons vra jy ook met hou die masker moet doen eers op die oop en by al nie oor ken nie. So is dit maar. Die ander ding is ons het besluit as kerkraad ons gaan wel sing. Ons gaan nie sonder die masker sing, die Here moet maar net die beste so agter die masker gee. Gaan vandag 'n bietjie moeiliker wees omdat net hulle is uitstede. Volgende week sal sy ons weer kan voorsing en ons daarom net so 'n bietjie agter haar aan agter die masker sing. Maar vandag dan by julle beste. Dan ek dink dit is omtrent al julle moet dan net onthou ons sal na die diens gou ons afkondigings doen vir ons met mekaar gaan. Daar is nie ten minste tot die einde van die jaar staan nie of die eeuwediens nie. En as dit iets anders is, sal ons dit bekend maak. Goed, broers en susters, kom ons begin ons ontmoeting met die Here vanmôre. Weer Psalm 124 vers 8 te verklaar. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here nou saam, ons volg nie die bord nie, ook maar die aanbieding op die skerm. Psalm 146, ons sing vers 1, vers 11 en vers 12, en daarna bely ons saam ons geloof. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges,
vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre na die eise van die Here in Romeine hoofstuk 12. Romeine 12, ons lees vers 9 tot 21. Die liefde moet opreg wees, verafskuwlik sleg is, hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, uitspreek liefde teenoor mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, welke geesdriftig dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas aan verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lei hulle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met julle bly, en tree saam met julle tree. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie-wys wees nie, moenie kwaad vir kwaad vergeld en wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver van julle afkom, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem die geliefdes, maar laat oor in die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jy nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En in hierdie verse skryf Paulus ons van die omvang van die liefde tot die naaste. Stel dit eers algemeen, dan praat hy van liefde tot medegelowiges en dan selfs liefde vir alle mense en spesifiek ook vir die vyande. En dit is natuurlik die groot toets van die Christen. Nie net liefde is vir familie en vriende nie, nie net liefde is vir mense wat jou is nie, maar die werklike liefdeseis van God na alle mense terwyl hy selfs liefde vir jou vyand. Kom ons sê 'n bietjie ook van die liefde en ons doen dit uit Lied 334, jy kan maar net so bly sit. Lied 334 vers 1 tot 4 en dan bid ons ook terwyl ons bly sit. Sodat dit vir ons 'n bron van groei in ons verhouding met U en met 'n bron van groei vir die sekerheid van ons verlossing met die Seun Jesus Christus sal wees. Ons dank U vir die woord, Vader, en ons bid U dat ons altyd deur ook U woord sal bly gebruik en sal reg gebruik in ons lewe.
en dit wat ons in Jesus se naam leer. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre leer uit Johannes 5, ons lees van vers 31. As net ek oor myself getuig, is my getuienis nie geldig nie. As net ek oor myself getuig, is my getuienis nie geldig nie. Daar is ook iemand anders wat oor my getuig, en ek weet dat die getuienis wat hy oor my aflê waar is. Julle het 'n afvaardiging na Johannes toe gestuur, wat hy getuig het, is die waarheid. Nie dat ek op die getuienis van 'n mens steun nie, maar ek doen dit sodat julle gered kan word. Hy was die lamp wat gebrand het, geskyn het, en julle was gewillig om in sy lig te verheug. Maar ek het getuienis wat nog gewigtiger is as die van Johannes. Die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi en waarmee ek nou juist besig is, lê oor my getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het ook oor my getuienis afgelê. Sy stem het julle nog nooit gehoor nie, en sy gestalte ook nie gesien nie. En sy woord lewe nie werklik in julle nie, omdat julle nie in die een glo wat hy gestuur het nie. Julle ondersoek die skrif, want julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juist die skrif wat oor my getuig. Tog wil julle nie na my toe kom, sodat julle die lewe kan kry nie. Ek is gestel eer wat mense bewys nie, maar ek ken julle en ek weet dat julle nie liefde vir God nie het nie. Ek het in die naam van my Vader gekom, en tog aanvaar julle my nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar, maar hoe kan julle ook in my glo, terwyl julle gesteld is op die eer wat julle by mekaar ontvang, en die eer soek van die enigste God afkom nie. Moenie dink dat julle by die Vader sal aankla nie, dit is Moses op wie julle hoop gevestig het, wat vir julle aankla. As julle Moses geglo het, sal julle in my geglo het, want hy het van my geskryf. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Ons gaan basies vanmôre so 'n bietjie streep 'n lyn deur hierdie hele gedeelte volg. Maar ek wil tog vers 39 iets 'n bietjie uitlig. Julle ondersoek die skrif, want julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juist die skrif wat vir my getuig. Geliefdes, ons het verlede week gehoor, dis ene wat ingeskakel het op ons aanlyn diens, dat hierdie gesprek tussen Jesus en die Fariseërs, nadat hy die man genees het by die bad van Bethesda, en die man die op die Sabbat met sy goed gedraai het, en die beskuldigings wat daarna gekom het oor Jesus, maar op die Sabbat genees het en alles. Dat hierdie gesprek tussen hom en die Jode uiteindelik begin om die vorm aan te neem van 'n hofsaak. Nee, want Jesus word eintlik aangekla. En ons het ook verlede week gesien, die groot ironie daarvan, dat hulle kla vir Jesus aan, maar hy maak duidelik uit sy antwoord, dat die een wat nou die aangeklaagde is, wat nou eintlik in die beskuldigde bank staan, is eintlik die een wat gaan kom as regter, hy gaan die ewige regter wees, om te kom oordeel, wat die lewendes en die dooies. So die hele hofsaak het eintlik 'n ontsaglike stuk ironie. En nou gaan hierdie hofsaak eintlik verder op 'n tipiese manier. Ons kan sê, Jesus is aangekla, en hy het gepleit, soos ons het vandag nou uit homself beweer, en hy het sê, ek is onskuldig, ek en my Vader is regtig een, en dit was deel van die beskuldiging, dat hulle hom wou doodmaak, omdat hy homself en God op mekaar gelyk gestel het, en gesê, God is sy Vader. En nou is die logiese volgende stap, en nadat Jesus nou gepleit het, homself beweer het, dat daar nou getuienis geroep moet word. Dit is eintlik wat nou hier gebeur. Jesus roep 'n klomp getuies. En die eerste getuies is natuurlik hyself. Maar Jesus sê dan ook in vers 31, as ek net oor myself getuig, is my getuienis nie geldig. Of as net ek oor myself getuig. En daar gebruik Jezus eintlik 'n aanvaarde regsreël van alle tye af, eintlik maar tot nou toe. Jezus sê in die waarheid vir die Jode, ek weet hoe werk dit, en enige hofsaak, as daar nou instap en sê, hoor ek is onskuldig, maar het niemand om dit te bevestig nie, dan gaan hulle ons nie glo nie. Dis doodlogies, jou eie woorde in 'n hofsaak kan nie die enigste verweer wees wat jy nie, en hy sê, ek besef dit, as net ek oor myself getuig, as net ek sê, vir julle hoor ek is onskuldig, as ek sê ek en die Vader is een, dan gaan julle my nie glo nie.
En soos ek sê, dis 'n aanvaarde regsrede of van Jesus se tye af tot vandag toe nog. Maar tog lê hierin weer eens 'n ontsaglike stuk ironie, nee. Want wie se woorde is nou ooit beter om te glo as Jesus se eie woorde, nie waar nie? Dink maar aan die brief wat Paulus skryf in Laodicea, of wat Johannes skryf in Laodicea, wat eintlik Jesus self se brief is, wat Johannes deurgee. Jesus sê daar vir Johannes met Patmos, skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen. Amen beteken waar, seker. So sê die Amen. Die geloofwaardige en ware getuie. Hy deur wie God alles geskep. Die grootste geloofwaardige getuie is Jesus self. Want sien ons hierdie skreiende ironie, nee, dat Jesus wat self die werklike geloofwaardige getuie is, eintlik ander getuies moet roep, omdat in 'n menslike hofgeding, soos wat die Jode onder indwing, sy eie getuienis alleen oor homself nie genoeg is. En dan sê Jesus goed, my eie getuienis, dit natuurlik nie voldoende nie, ek het ander getuies nodig. Dan sê hy vir hulle, moenie dink ek het nie ander getuies het. Die eerste getuie wat hy dan roep, is Johannes die Doper. Hy sê, Johannes die Doper is eintlik die eerste getuie. En dit is ook so. Ons sien dit ook in Johannes Evangelie, hy word geteken as die eerste een wat oor Jesus getuie. En dan sê Jesus, weet jy, hy is 'n menslike getuie. Johannes die Doper is net 'n mens. En ek wil nie net 'n menslike getuie roep nie. Maar ek roep hom, want jy het ten minste met homself gepraat, sê Jesus. Hy sê, jy het ons afvaardig en hom gestuur. So ek weet vir 'n feit, jy het sy getuienis gehoor oor my. En die getuienis van Johannes die Doper toe die Jode afvaardig en hom gestuur het, was in Johannes 1:26-27, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand wie julle nie ken nie, is hy wat na my kom, wie sy sonde werd is om los te maak. So het Johannes die Doper vir die Jode wat 'n afvaardiging hom gestuur het, getuig oor Jesus. En hulle wou sy getuienis nie aanvaar nie. Sy getuienis het ook verder gegaan, bekende woorde wat hy gesê het, dat vir Jesus sien nader kom, en hy wys na hom toe hy sê, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld weg. Sien jy die baie duidelike getuienis van Johannes die Doper. Daar was geen twyfel oor die getuienis van Johannes die Doper oor Jesus Christus nie, maar die Jode wou dit nie aanvaar nie. En dan sê Jesus, ja, en hy is 'n menslike getuie, jy wil sy getuienis nie aanvaar nie, maar ek gaan nie hier stop nie. Ek gaan nog gewigtiger getuies roep, sê dit in vers 36. Ek het getuienis wat nog gewigtiger is die van Johannes die Doper. En hy noem 3 gewigtige getuies. Hy sê die werke wat ek doen, die Vader wat my gestuur het en die skrif wat oor my getuig. 3 verdere getuies. En al 3 is gewigtiger getuies as die menslike getuie Johannes die Doper. Dan sê hy, dalk gebeur dit nie. Maar dan word dit elke keer duidelik, selfs hierdie getuies word nie geglo nie. Ons kyk na die eerste gewigtige getuie, die werke. Ons het daaroor gepraat dat Jesus sy wonderwerke in Johannes Evangelie elke keer met 'n unieke woord beskryf word. Daar word nie net gepraat van wonderwerke of wonders, kragtige werke of wat ook al ons het baie kere in die Bybel kry nie. Die word 'n baie spesifieke woord gebruik, en vir interessant uit die Griekse woord is semeion, maar die woordjie wat hier gebruik word in Johannes Evangelie beteken 'n teken. Dus kom dit elke keer vertaal word met 'n wonderteken. En die eerste ene was daar die water en wyn by die bruiloft van Kana, en dan staan daar in vers 11 van Johannes 2, hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana gedoen, en daardeur sy heerlikheid laat blyk. En sy disippels het ook geloof in hom gekom. En dit is die idee van die wonderteken. Die teken wys ons altyd na iets anders, nee. Die teken se krag sit nie in homself, nie, die teken se krag sit in waarna wys die teken. En hierso by die bruiloft van Kana sê ons uiteindelik hierdie wonderteken, water wat in wyn verander, het gewys op Jesus se heerlikheid.
die heerlikheid wat hy het as die enigste seun van God, God mens geword het, wat homself goddelik openbaar, is een wat krag het oor die natuur, wat water en wyn kan verander. Die teken self wys na iets veel meer. Die teken word 'n getuie. Nee, dis wat Jesus sê, die teken getuig van my, julle kan my tekens sien en my tekens het getuig, as ek kom en ek doen met goddelike mag, dinge wat 'n mens nie kan doen nie, dan getuig my tekens ons daarvan, dat ek God is, dat ek myself wel aan God kan gelykstel, dat ek regtig vir God my Vader kan noem. Maar selfs die getuienis van die tekens wat hy ook kon sien, en hulle het dit gesien oor en oor, dit wil hulle nie glo nie. Hulle het selfs kere so ver gegaan om te sê, hy dryf duiwels uit die mag van die duiwel. Terwyl daar die ander mense was, gesê, maar niemand kan hierdie dinge doen, want sy nie van God afkom. In plaas van dat die getuienis 'n bevestiging word van die waarheid van Jesus Christus, word die getuienis weer 'n verdere strydpunt tussen die Jode en hulle. So die getuienis van sy eie goddelike werke, sê Jesus, gaan nie die enigste getuienis. Hy het nog 'n verdere gewigtige getuie, die Vader. Hy sê, dis die Vader wat my gestuur het. En omdat die Vader my gestuur het om dit wat hy vir my gestuur het om te kom doen. Hy is die gesag waarop ek staan. En hy self getuig van my. En die wonderlike is, dat ons hierdie getuienis van die Vader hoorbaar kry, 3 keer in Jesus se tyd op aarde. Dit is erg ongelooflik, ons weet baie van die 1 keer. Maar daar is 3 keer wat God uit die hemel uit praat, hoorbaar, dat mense die stem kon hoor, en oor Jesus Christus getuienis afgeweeg. Ons kry dit die eerste keer in Matteus 3 vers 17, dit is wanneer Jesus gedoop word, deur Johannes die Doper. Oeps, excuse. Eerste keer wanneer hy gedoop word, deur Johannes die Doper, in die water hy kom, die Gees kom soos 'n duif kom, ons hoor ons die stem in die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom gee die vreugde my. Hoor julle die getuienis van die Vader self uit die hemel? Dit is my geliefde seun. Tweede keer, die verheerliking op die berg, terwyl Jesus saam met die binnekring van sy disippels op die berg is, en Jesus word verheerlik, sy gelaat verander, en Moses en Elia saamkom daar, en dan hoor ons die woorde, terwyl Jesus oppraat, terwyl Petrus oppraat, hoor ons, sien ons 'n helder ligte wolk skielik oor die skaduwee, en 'n stem in die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, luister na hom. Luister na hom. Hoor julle die getuienis van die Vader uit die hemel uit, dit is my geliefde seun. En nie net dit meer nie, luister na hom. So jy sal klare aanklag vir die Here wat nie die getuienis van God wil aanvaar nie. Luister na die getuienis van die seun. En dan die derde keer wat ons God se stem uit die hemel hoor, is in Jerusalem, in die tyd net voor Jesus gevange geneem is, net nadat die Jode 'n afspraak wil maak met Jesus, volgens Johannes 12, of nie die Jode nie, die Grieke, ekskuus, en dan word Jesus benoud in die impak van wat hy moet doen, begin hom regtig van hom besit neem, en dan sê, Vader, ek wil dit nie vir myself doen nie, ek wil dit doen om U te verheerlik, gehoorsaamheid aan U, en dan bid hy dit uit, Vader, verheerlik U naam, in Johannes 12 vers 28, en dan kom daar 'n stem weer in die hemel uit, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit verheerlik. Wat is die implikasie van die woorde van die Vader? Hy sê, deur jou werk, my seun, gaan ek my verheerlik. Sien jy hierdie woorde van die Vader, ek het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik, is 'n getuienis van die Vader oor die werk wat Jesus kom doen, ter verheerliking van hom. 3 keer hoorbare getuienis van die Vader self uit die hemel uit, wat die Jode kon hoor, maar hulle glo dit nie. Hulle wil hulle ministeer aan die getuienis van die Vader self
En dan ironies genoeg verre Jesus die getuienis van die skrif as die laaste gewigtige getuie vir laastes. Ons sou tog dink nie waar nie. Maar die stergetuie, die getuie wat die kers op die koek moet wees, wat die stempel moes plaas op die getuienis, die Vader sou wees nie waar nie. Kan daar 'n groter getuienis kom as van die Vader uit die hemel uit self? Maar dit wys vir ons eintlik weer eens, ek sê om ironie, heeltyd in hierdie hofsaal. Vir die Jode het hulle godsdienst 'n skrif godsdienst geword, 'n wet godsdienst. Die verhouding met God as hulle Vader het eintlik al minder belangrik geword. Die verhouding met God het vir die Jode al gaande meer verander na verhouding met die wet. As ons net sekere reëls aan gehoorsaam is, en dit nie oortree, dan is ons fine. Nee, dan sal niks fout. Dan kan niemand van ons 'n vinger wys. So wat dit, waar eintlik die Vader die laaste en die hoofgetuie ons wees, maak Jesus spesifiek vir die Jode, maak hy die skrifte die hoofgetuie. En dan moet ons verstaan, as Jesus hier praat van die skrifte, dan praat hy natuurlik van die Ou Testament. Nee, spesifiek die boeke van Moses, hier, so ons het noem die Pentateeg van Moses, oorgestel die wet. Nee, as hy praat van die skrif, dan praat hy eintlik maar in ons terme van die wet, van die boeke van Moses, van die Ou Testament. Dit is die laaste gewigtige getuie wat hy inroep, en hy gepraat oor die getuie, en sê, julle ondersoek die skrif, omdat julle dink, dat julle die ewige lewe daar gaan kry. Dan word hy sê die Jode, ondersoek die skrif, om die ewige lewe te kry. En dan sê hy, maar as jy die skrif, wat oor my getuig, gaan lees met die Pentateeg, gaan lees die 5 boeke van Moses. Genesis 3 vers 15 al. Gaan vijandskap stel tussen jou, die slang, tussen jou saad. Dit sal jy die kofmors lees, nog in die akstem by. Lees daar die 2 lyne, wat loop. Lyn van die slang teen die wil van God, en die lyn van die vrou wat sal loop, tot by die geboorte van Jesus Christus. So Jesus het lees in Genesis 3 vers 15 gehoor. Genesis 12, 16, verbondsluiting met 18, verbondsluiting met Abraham. Want die Here sê, uit jou nageslag sal al die nasies van jare geseën word. Sien jy 'n verkondiging in die skrifte van Jesus Christus. En dis wat hulle sê, julle ondersoek die skrifte, die Ou Testament, om die ewige lewe te kry. Maar die skrifte getuig van my, en nou wil julle nie na my toe kom om die ewige lewe te kry. En moet julle sien hoe Jesus die pragtige woorde speel uit hierdie gedeelte. Julle ondersoek die skrif, en julle dink dat julle die ewige lewe daar gaan kry. En dit is juist die skrif wat om my getuig, tog wil julle nie na my toe kom, sodat julle die lewe kan kry. In ander woorde, hy sê, Jode ondersoek die skrif, want hulle wil die lewe kry. Dan sê hy, die Jode, of die skrif, getuig van Jesus. Nee? En, Jesus is die lewe. Ons sê dit self, Johannes 4, nee, Johannes 14, waar hy sê, en hy sê, ek is sprake, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die lewe, ek het gekom om lewe te gee, dit in volheid, Johannes 10. Oor en Johannes sal gee word, Jesus en die lewe, om mekaar gekoppel, opwekking van Lazarus. Jesus is die lewe. Hulle soek die lewe in die skrif. Die skrif getuig van Jesus. Maar, hulle wil nie na Jesus toe kom. Sien julle? Hulle soek die skrif met die regte rede op 'n verkeerde manier. Hulle ondersoek die skrif vir die lewe, maar hulle kom nie na Jesus toe kom. En daarom kan hulle uit die skrif nie die lewe kry. En dit maak af van alle moeite en vlijt en ywerigheid nutteloos is. Hulle deursoek die skrif en alles wat binne hulle is, om die lewe daar te kry. Maar is nutteloos, omdat hulle nie die lewe wat Jesus Christus is, in die skrif kan kry of wil kry. En dit beteken, dat die skrif, wat vir hulle lewe moet gee, op die ou einde vir hulle handklaar.
dit sê Jesus in vers 5:7. Moenie dink dat ek julle by die Vader sal aankla nie. Dis nie ek wat julle sal. Dit is Moses op wie julle hoop gevestig het wat vir julle aankla. As hy praat van Moses, dan is dit eintlik 'n sinoniem vir die skrif, nee, want Moses is die een wat volgens die oorlewering die wet opgeteken het, die skrif van die Ou Testament, die eerste 5 boeke van Moses dan opgeteken het. So hy sê, dit is die skrif eintlik, wat jy ondersoek vir die lewe, wat eintlik vir julle aanklaar word. As jy Moses se glo, sê jy vir my glo, want hy het vir my geskrywe, maar as jy sy geskrifte nie glo, hoe sê jy my woord gaan? We sien ons wat gebeur hier met hierdie hofsaak. Die Jode het gedink, hulle is die aanklaers, nee? Jezus is die beskuldigde. Wys Jezus van, nee, ek is eigenlijk rechter, maar hulle wil het nie gewoon nie, hulle is nog steeds die aanklaers, en hy is die beskuldigde. En hulle sê Jezus, nee, en uiteindelik in hierdie hofsaak, word die aanklaers die aangeklaagdes. Julle word die beskuldigdes. Julle staan in die beskuldigde. En die wat julle aankla, is die skrif, by wie julle nog altyd hoop gesoek. Julle het die skrif gesoek, as julle hoop vir die lewe, maar omdat julle my nie kon kry in die skrif, nie na my te kon kom, word Moses op wie julle hoop gevestig het, julle aanklaar. En wat is dit? Dit is eintlik 'n verskriklike ding. Dat jy jou hoop op iets kan vestig, en daardie ding op jou hoop gevestig het, word op jou einde jou aanklaar. En dit is wat Jezus sê, dit is wat in die skrif gebeur, as ons hom nie in die skrif kry. Moeder suster, nou moet ons vir onsself sê, dat hierdie woorde van Jezus, hierdie waarskuwing teenoor die Jode, vir ons eigenlijk nog steeds baie relevant en geldig is. Ons moet besef dat ons as Christene wat die volle ontvouing van die woord van God het. Die Jode het blootheid gehad, 'n getuienis van Jezus wat hom vooruitgewys het, en wat 'n verwagting geskep. Die Jode kon lewe in die hoop op 'n verwagting dat Jezus sal kom. En dan kom hy, verwagting word vol, maar hulle wil dit nie herken. Nee, hulle wil nog steeds verder wag gee. Nee, hulle wil maar aan verwag iets wat klaar gekom. En dit is vir hulle bron van aanklag. Maar ons is in 'n veel beter posisie, nee. Jezus het daar sy Hemelvaart, die Heilige Gees het gestort, en die Heilige Gees het die werk wat hy kom voltooi het as die verlossing van die Vader, het hy kom verder vat in terme van openbaring. Nee, die Heilige Gees het die volkome verlossing van Jesus Christus aan ons kom duidelik maak meer en meer deur 'n ontvouing van die openbaring van die verlossing. Die apostels gedryf om die hele openbaring kom neerskryf. Ons het dit in ons eie taal vertaal. Daar was einde van hierdie jaar nog 'n ekstra vertaling daarvan. Ons het in 'n oormaat die woord van God ons beskikking. Baie meer as wat die Jode gehad. Want ons kan leer van iets wat klaar gebeur het. Ons kan glo in 'n voltooide verlossing. Ons hoef nie net te lewe in 'n hoop op iets wat in die toekoms sal gebeur. En ons het die Heilige Gees wat klaar uitgestort is, om ons elke dag te lei om die woord beter te verstaan, beter te gehoorsaam, meer volgens die woord te lewe. Maar ook vir ons, my suster, kan die woord van God, in plaas van om vir ons 'n bron van troos, 'n bron van krag, 'n bron van hoop te wees, iets waarop ons geloof kan bou, kan vir ons aanklaar. Die woord van God kan vir ons ook aanklaar wees. Ons moet dit besef, wanneer gebeur dit? As ons nie vir Jezus in die woord, nog steeds. Want hy self is die woord van God, want God homself openbaar. As ons met God se openbaring besig is, en ons kom nie by Jesus Christus uit,
dan word ons besig wees met die woord van God net te lees. En daarom is dit so hartseer. En vir baie mense vandag nog, daar 'n groot skeiding is tussen die woord van God en God self. Die woord van God sonder Jesus Christus. Ons kan eintlik mense wat die Bybel bloot akademies bestudeer. Hulle kan vreeslik lang teorieë en slim dinge sê en skryf oor die woord, sonder die geloof in Jesus Christus, en dan is al daai moeite en ywer verniet. Vrugteloos, teendeel 'n aanklag teenoor. Jou eie kennis, jou eie insig, kla jou aan, as jy met die woord besig is sonder Jesus Christus. En dan is daar natuurlik mense wat glad nie eens moeite doen en nie eens belangstel, maar die woord toe op die bedkassie lê en stop opgehaar. Glo vir my broer en suster, jy hoef nie die Bybel oop te maak met jou aan. Die toe Bybel, vol stof, hy kla jou aan. Hy kla jou aan. Want hy tot jou beskikking is, die woord van die Here is daar. Maar jy gaan soek nie vir Jesus Christus daar binne. En as die toe Bybel aanklag, vir elke van ons. Maar dan ook die mense wat soveel moeite doen en dink, maar ons soek vir Jesus Christus. En op die ou einde gebruik hulle die Bybel so dat die Bybel nog steeds aanklag. Hoekom? Party mense met die Bybel nog steeds sien as hy dit op reëls. Nee, vir my gaan die godsdienst nog steeds daar, dat ek net sekere goed in my lewe moet doen en sekere goed nie moet doen nie. As ek ten minste dan een keer in 'n maand in die kerk kom en ek vermoor nie iemand nie. Met ander woorde, ek het sekere wette en reëls ooreengekom of nie oortree nie. Dan is ek reg. Nee, dan kan die Here nou mos nie meer vir my maak. En dan het ek myself besig oor die Bybel en dink, ek hoop gesoek, maar dit was nutteloos. Al waar dit my by gebring het, was reëls. Nie die lewende verhouding met die Verlosser, die Jesus Christus. As ek met die Bybel besig is, en dit is vir my 'n rede en 'n verskoning om ander mense nie die hele tyd te veroordeel. As die Bybel my by die gedagte bring, dat ek beter is as ander mense, ek kan op hulle neerkyk en ek kan hulle kritiseer, want ek is so hoog, heilig en wonderlik. Dan is die Bybel vir my 'n aanklag, nie 'n troos nie. En dan het my Bybel my glad by Jesus Christus gekom, wat sê hy het gekom om te dien, nie om gedien te word. Hy wil sy lewe gee vir ander. Die Bybel wat my hoogmoedig maak, het my nie by Christus uitgebring. Die Bybel wat vir my 'n rede word om met mense te beklei. Die Bybel word 'n stridskrif, 'n stryddokument. Het my nie by Jesus Christus. En so kan ons elke een maar onsself ondersoek en ons elke van onsself vra, wat beteken die Bybel vir my? En as die Bybel vir my nie beteken dat onder leiding van die Gees van God wat hierdie woord met werk en wat my wil trek na Jesus Christus toe. As die Bybel nie vir my beteken beter en 'n beter kennis en 'n verstaan van die werk van Christus, 'n beter omhelsing en 'n toeëiening van die werk Christus, en 'n beter verhouding met lewe met Christus. Dan is die woord van God 'n aanklag vir my. Hy is die aanklaer en 'n hofsaak teen my. Maar die werklike doel van die Heilige Gees is om ons tot by Christus te bring en ons meer soos Christus laat word en die beeld van God in ons word weer herstel, as ons beelddraers word van Christus. Christus is 'n voorbeeld van navolging van Christus. Lewe soos wat hy wil hê, met liefde as ons groot reis, liefde tot God en liefde tot die naaste, selfs liefde vir die vyand, met gehoorsaamheid aan God, wat my aanspoor. Dis die weg van Christus, dis waarin die Bybel ons wil bring, waar ons wil leer. Dit is wat dit beteken om
Christus te vind in die woord en dan die lewe te vind. Soos met die woord besig is met Christus, dan is dit maar net teloos. Maar is dit nou dat ons deur die erediens te bywoon, is dit wonderlik dat ons weer op die manier toegang kry tot die verkondiging van die woord. Nee. En daarom sal ek weer dat ons in die volgende tyd almal sal soek en vreugde dit sal soek. En dat ons sal voel die woord van die Here regtig ons allerlei deel maak van die verlossende krag van ons Here Jesus Christus. Maar kan nie net stop by erediens nie. Oproep van die Here is, hou aan, jy soek die skrif. Groei daar, sodat ons al meer by Jesus Christus kan. En dan groei wat in ons verhouding. Amen. Kom ons sê dit so dan, met ons. Almagtige Vader, ons dankie vir die liefde en die genade en dankie vir die skrif, die feit dat ons na Jesus Christus toe gelyk kan word, dat ons kan oortuig word daarvan, dat hy weg aan sy kant. En hy is die werkelijk betroubare getuie is, dat hy die seun is, wêreld toe gekom het, en dat hy ons in die met mekaar kon versoen. Vader, ons bid dat ons al meer sal groei deur die woord en die gees, en reg te verstaan, maar ook in 'n uitlewing en omhelsing van die wonder van die genade. Ons bid dit in Jesus naam. Liefdes, ons gaan nou liefdegaals gee vir die diakonale dienswerk en ons gaan nie sakkies ons nie as vrouw maar weer vir sy selfverwijlheid gebruik die snapscan, jy sien die papiertjies voor julle hoeveel wat hier nou kan vinnig snapscan nie daar is 2 sakkies by die deure vir die kollekte onder die diens, vir die diakens en dan vir die deurkollekte. So jy kan daarin nog as jy uitstap, ons herinner net die rooi sakkie, is vir die diakens. So dit omdat die rooi sakkie is vir die diakens, die blou sakkie vir die deure. Goed, rooi vir die diakens, blou vir die deure. Jy goed, dan gaan ek vir die Rita gee om ons het so paar Jote vir ons te speel, vir julle gou snapscan, julle kan snapscan, en dan sal ons ons laaste in die oor. Ons sing na die Psalm 119, ons sing daar vers 12. 119, vers 12.
Ons herinner hier wel vanoggend ook aan hierdie sessie hier in ons kerkgebou. Weer volledig of die sustentasie van ons is die blou sakkie. Die rooi sakkie dan van die diakens, soos hulle uitstap. Die enkele mededeling, ons doen graag voorbereiding vir Gert en Jan en vir die Jager, ons kom met hulle gesondheid. En dit ons vir die jaarstadie week, die eerste op jaar vandag, gesien is die initiatief van familie. Dan is daar Tannie Jo, vir die 9 Oktober verjaar, Tannie Jo, is hier Tannie Jo, baie geluk, is Tannie en ons is op. En dan Magda Wessels is ook hier so, Magda, waar is jy? Dis kyk die teelplek, daar is hy Magda, baie geluk. Ek met jou verjaars aan die 10 so, dis ek hier geluk die dag, baie geniet. Dan die huwelikgedenking, Hubert en Salome is nie volgende nie, hulle is 2 jaar getrouwd en die 6de, en dan die 7de Freddie en Wilma van die Menhuis. Goed, so ons sê baie geluk aan hulle allemaal. Dan het ons natuurlijk advisasie klaar afgesluit vir die jaar. So ons het nie advisasie nie, en ek vermoed ook nie teer nou nie, so ek dink nie, ek hoef ek iets verder af te kondig nie. Ons sê alweer volgende week dienste, en al die selfe reëls en dinge wat ons vandag gedoen het, geld dan natuurlijk nie so ook vir die rest van die tydsraam is wat ons wag van eierder. Goed, en dankie oor sisters, ek hoop julle het 'n pragtige dag verder. Mooi bly.